Goeiemôre geliefdes. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met u op hierdie platform te kan kuier. Geen maar net die geleentheid om een of twee afkondigings onder die aandag te bring. Eerstens wil ons baie dankie sê vir elkeen wat ons finansiëel ondersteun. Dankie vir elkeen van u wat 'n inbetaling in ons bankrekening maak. Ek wil tog vra dat wanneer jy 'n inbetaling maak, dat jy asseblief by die verwysing sal sê dat dit vir die koskas, die jeug, die sorg of wat ook al is, sodat ons weet waarvoor om dit te allokeer. Onthou, u is nog meer as welkom om die 10de maand dankoffer as ook u geloofsoffer vir ons in te betaal. Daarmee gaan ons dan ook spesifiek aandag gee aan die koninkrykswerk van die Here. Dan wat ons voorbereidingslys aanbetref, vra ons nog steeds voorbereiding vir tannie Hannetjie Klint, wat tans in die hospitaal is, vir oom Anton Smit, wat nog in die hospitaal is, as ook vir tannie Jackie, sy vrou, wat tuis is, maar ons ook sukkel met haar gesondheid. Ons dink aan oom Flip Blessing en dan oom Johan Annandale. Indien daar enigiemand anderste is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat jy asseblief in die gebede aan hulle sal dink en dat jy asseblief vir ons in kennis sal stel. Dan gaan ek vra dat ons vir 'n oomblik net sal rustig raak in God se teenwoordigheid en dat ons sal saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan rustig raak hier in u teenwoordigheid, dat ons hierdie platform het, en dat ons na u woord kan luister, en dat ons u hartklop kan hoor, en dat ons kan hoor dit wat u wil hê ons moet hoor, sodat ons dit in ons lewens kan inbou, en sodat ons aan onsself kan werk, sodat ons meer sal word na die beeld wat u wil hê ons moet wees. Ons wil u vra waar ons nou uit die woord uit gaan lees, dat u dit vir elkeen van ons sal oopbreek, dat u ons harte en ons gedagtes gevange sal neem, en dat u ons ook sal help, Gees van God, om nie net te hoor nie, maar ook om dit te gaan uitleef. Dankie dat ons dit vandag mag vra, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Nou geliefdes, soos wat ek gesê het, is ons by Epifanie, en vandag se teks gaan ook aan daardie gedagte aandag gee. Maar voordat ek begin, wil ek vir julle 'n vraag vra. En die vraag wat ek vandag wil vra is, hoe voel julle oor die dienslewering in ons land? Nou, as ek die regte afleiding maak uit sosiale media en my gesprekke met mense, dan kom ek nou nogal agter wat mense nie so gelukkig is met die dienslewering wat hulle tans beleef en ervaar in ons land nie. Net op sosiale media het die mense weer in die afgelope week gekla oor die water en dat ons water nie skoon is nie. Sommige mense se water wat uit hulle krane uitkom is bruin, ander mense se waterdruk is baie laag en ander mense kla selfs dat hulle amper geen water het nie. Party mense kla selfs dat die water nie lekker ruik of selfs lekker broei nie. So mense kla verskriklik oor die water. Hulle kla ook oor die elektrisiteit. Ek weet ons het nie meer beerdkrag soos in die verlede nie, maar daar is sekere gedeeltes in Kenton Park wat weekliks sonder elektrisiteit sit en dan vir meer as 'n week aan een. En die dienslewering wat dit aanbetref is maar net van swak kwaliteit. En dan kla mense oor die feit dat daar nie instandhouding gedoen word nie. Ons weet almal hoe lyk die gras in Kenton Park, hoog, mense kan amper nie eers meer oor dit sien nie, en gister met die verskriklike reën wat ons gehad het, het ons motors en bootjies verander, en ons het op die paaie geseil in plaas van gery, want die infrastruktuur is net van so 'n aard dat die water nie kan dreineer nie. So kyk ons na die samelewing en die dienslewering wat ons tans beleef van Eskom of selfs van die munisipaliteit of ander instansies, dan sien ons dit laat veel te wense oor. Daar is prysverhogings kort, maar die dienslewering word nie gelewer nie. En ons as landsburgers is baie ongelukkig en ons kla verskriklik baie daaroor en mense hoor duidelik dat ons nie hou van die stand van sake, veral ten opsigte van dienslewering nie. Nou is my ander vraag, as ons so dink oor dienslewering, wonder ek, hoe voel die mense daar buite oor die kerk en die diens wat die kerk lewer, oor die kerk se dienslewering? Want elkeen van ons wat sê dat ons 'n kind van die Here is 'n ligdraer, en net soos wat Eskom elektrisiteit moet verskaf aan ons samelewing, so moet ons lig
bring in die duister wêreld. En as ek kyk na die wêreld waarin ons leef, dan sien ek daar is baie duisternis wat nog posvat en baie plekke waar die lig van God nog nie deurgebreek het nie. En dan is dit ons as gelowiges se skuld dat daar nog plekke is wat duister is, mense se lewens is wat duister is. En dan kan die wêreld ook kla oor ons dienslewering, want ons lewer nie die diens wat ons veronderstel is om te lewer aan die wêreld nie. En hierdie gedagte kom sterk na vore aan Matteus 5 vanaf vers 13 tot 20 en ek wil graag hierdie gedeelte vir u saamlees. Matteus 5 vers 13 sê: Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringstes van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerders en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Nou geliefdes, ons lees net so ver. Kyk ons na Matteus 5, dan sal ons sien dat God hier praat oor die verhouding tussen die kerk en die wêreld. Hy maak dit duidelik in die woorde wat sê, julle is die sout vir die aarde, julle is die lig vir die wêreld. As God ons sout en lig noem, dan sê hy ook iets oor die wêreld. Hy sê vir ons daarmee dat die wêreld sout nodig het. Nou wanneer is sout 'n noodsaaklikheid? Wanneer dit iets moet bewaar, sodat dit nie vrot word nie, of wanneer dit gebruik word, soos in die Bybelse tyd, om iets te beskerm. Sout is byvoorbeeld in vleis ingevryf, om te keer dat dit nie sou vrot nie, maar sout is ook gebruik om iets te genees. Soos byvoorbeeld as 'n babietjie gebore is sy naalstringetjie afgesny, en dan is daar sout in die wond ingevryf, sodat dit nie moet besmet raak nie, sodat daar nie infeksie na vore moes kom nie. Dis as die wêreld sout nodig het, kan ons dan die afleiding maak dat die wêreld spreekwoordelik vrot is. En dit is hoekom ons as gelowiges sout is, want die wêreld het genesing nodig. Die wêreld het herstel nodig. Die wêreld het iemand nodig om hierdie genesing te bewerkstellig. En ons as gelowiges moet dus as sout na vore tree. God wil hê dat ons in ons roeping moet inbeweeg en dat ons die genesing waarvan Matteus 4 vers 23 praat, moet begin uitleef. Nou, as u onthou het ek laasweek daarna verwys en gesê wanneer hierdie woord vir genesing vertaal word, kan dit ook vertaal word met die woord van sorg en omgee vir jou medemens. So op hierdie manier kan ek en jy die nood van die wêreld aanspreek. Kan ons herstel en genesing bewerkstellig wanneer ons net begin omgee vir mense, wanneer ons net begin om vir hulle te sorg, wanneer ons vir hulle sout is.
Maar God sê nie net dat ons sout is wat 'n herstellende rol moet speel in die wêreld nie. Nee, hy kom sê ook vir ons dat die wêreld donker is sonder hom en dit is hoekom hy ons stuur om in die wêreld lig te wees. Want hy het sy lig binne in elkeen van ons geplaas. En dit beteken dat elkeen van ons wat vandag na hierdie boodskap luister, elkeen van ons wat in 'n verhouding met God staan, dat ons ook in 'n spesifieke verhouding met die wêreld moet staan. Ons moet as 'n instrument van God in die wêreld optree, om hierdie verrotting in die wêreld teen te werk en om in hierdie donkerte van die wêreld 'n lig te wees wat hierdie donkerte verdryf. Nou, die wonderlike is dat ons in staat is om hierdie bogenoemde reg te kry, omdat God ons in staat stel. Ons moet net opdaag en God toelaat om die res in en deur ons te doen. Die opdrag om sout en om lig te wees, bou op die feit dat God ons sout en lig maak. Ons is reeds sout, ons is reeds lig. Ons is dit, want ons is nuut gemaak in Jesus Christus. En daarom maak ons teks 'n stelling en roep dit ons op om dit te wees wat ek en jy reeds in Christus is. Sout en lig in ons teksgedeelte is dus nie 'n resepie vir moralisering nie. Nee, dit sê vir my en jou, ek en jy is reeds dit en ons moet net gaan wees wat ons reeds is. Ons is reeds sout en lig. Ons het reeds hierdie gawes van God ontvang en nou word ek en jy opgeroep om dit te gaan wees en om 'n verskil te gaan maak in die wêreld daar buite. Want die lig wat binne in ons is God se lig. Dis nie net iets wat ek en jy moet skep nie. Dis nie net iets wat ek en jy moet reflekteer nie. Nee, ons moet dit gaan uitdra. Ons lees daarvan in Johannes 8 vers 12 waar daar staan: op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: ek, wat Jesus is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Dit beteken ons het die lig. Ons skyn hierdie lig van God uit. Ja, ons is stikkend, ja, ons is gebroken, maar deur daardie krake skyn die lig van God in hierdie stikkende seer wêreld in. Die vraag is dan, hoe vaar ons daarmee om hierdie lig en sout van ons Here Jesus Christus te gee waar dit nodig is? Daar waar daar seer is, daar waar daar gebrek is, daar waar daar duisternis is, daar waar ons die verrotting kan keer. Die vraag wat ons vandag vir ons moet vra is, maak ons die impak wat ons moet maak? Maak ons 'n verskil in die wêreld waarin ons leef? Is ons besig om 'n diens te lewer? En as ons baie mooi hieroor gaan nadink en gaan ondersoek instel, dan moet ons erken dat ons waarskynlik nie die diens lewer wat ons behoort te lewer nie. En dat die wêreld na ons kan vinger wys en kan kla oor ons dienslewering, net soos wat ons kla oor Eskom en die munisipaliteit se dienslewering. Want geliefdes, ons maak nie die impak in die wêreld wat ons behoort te maak nie. En hierdie stelling maak ek nie ligtelik nie. Hierdie stelling maak ek nadat ek navorsing aangetref het wat dit vir ons bewys. Daar is 'n ongelowige joernalis wat in Amerika woonagtig is en wat juis oor hierdie aspek gaan navorsing doen het. Hy het gaan seker maak of Christene 'n impak maak op die wêreld waarin hulle leef. Want hy het gesê dat Christene baie vinnig is om te sê dat hulle sout en lig vir die wêreld is. Maar as hulle werklik sout en lig vir die wêreld is, beteken dit dat hulle 'n verskil moet maak in die wêreld waarin hulle leef. En hy het dit gaan ondersoek. En hy het gaan bepaal of hulle werklik 'n impak maak, 'n verskil maak. Hy het gaan kyk in Amerika, watter staat het die meeste
kerk bywoon, die meeste Christene. En hy het bepaal dat die staat van Texas die staat is wat die meeste gelowiges het. So hy het op hierdie gebied gaan fokus en hy het die afleiding gemaak dat as hulle die meeste Christene het, dan moet die Christene impak in daai omgewing maak. En dan moet goeie soos huwelike en armoede en onderwys en daai tipe van goed heeltemal anders te lyk en ander statistieke hê as die res van die land sin. En daarom het hy die statistieke van hierdie gebiede gaan trek en hy het gaan ondersoek instel. Tot sy teleurstelling het hy agtergekom dat die huwelikssyfer en die egskeidingssyfer en die armoedesyfer en selfs die onderwysstelsel ensovoorts se statistieke glad nie verskil van die statistieke van die res van die land nie. En hy het die afleiding gemaak dat gelowiges glad nie 'n impak maak op die gemeenskap waarin hulle leef nie. Nou ek weet dit is statistieke wat in Amerika gedoen is, maar as ons na hierdie tipe statistieke kyk en ons kyk na hoe dit in ons eie land gaan, dan wil ek amper sê dat die statistieke in ons eie land nie gaan verskil van die in Amerika nie. Want kyk ek net na die pastorale gesprekke wat ek met mense voer, dan is die gebroke verhoudings wat na vore kom veel meer as die gesonde huwelike wat na vore kom. Gesonde kinders en gesinne is in 'n minderheid in vergelyking met die gebrokenheid wat daar na vore kom in kinders se lewens, in verhoudings ensovoorts. En dis net een aspek waarop ek gefokus het. So statistieke lyk nie veel beter by ons nie. Wat vir my sê dat ons as gelowiges nie ons roeping nakom nie. Dat ons as gelowiges nie die impak maak wat ons behoort te maak nie. En ek is seker as ons vanoggend heeltemal eerlik is met onsself, dan sal ons vanoggend erken dat ons soms ons lig onder die maatemmer wegsteek. En dat ons soms sout is wat laf geword het. En dat ons besig is om nie God se wil uit te leef nie. Dat ons besig is om teen God te sondig. Want wanneer ons nie God se wil uitleef nie, dan beteken dit dat ons nie volgens sy gebooie leef nie. Dat ons sondig is en dat ons wegbeweeg van God af. Dat ons nie ons roeping uitleef nie. Dat ons nie gehoorsaam is nie. Geliefdes, en wanneer ons kyk na ons teksgedeelte, dan roep die tweede gedeelte wat ons gelees het, ons juis op om 'n lewe te leef van gehoorsaamheid, van liefde en van geregtigheid. Dit wil hê ons moet God se wil ken en ons moet daai wil uitleef in hierdie wêreld waarin ons leef. So as ons kyk na die dieper betekenis agter ons tweede teksgedeelte, dan vra dit vir ons dat ons gehoorsaamheid in ons dade sigbaar sal word en dat mense dit sal raak sien. Dit vra van ons om sout en om lig te wees in die wêreld daar buite. En 'n stad wat op 'n berg is, kan nie sy lig wegsteek nie. En net so behoort ons as kinders van God nie ons lig weg te steek nie. En moet ek en jy 'n verskil maak in hierdie duister wêreld waarin ons leef. Die vraag is, sien mense dit in my en jou lewe raak? En is ek besig om dit uit te leef? Gaan lees ons wat staan in Romeine 12 vers 2, dan staan daar, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En ek dink dit is waarby ek en jy moet uitkom. Ons lewens, ons doen en late, ons woorde en ons denke moet anders wees as die wêreld se. En dit gaan nie anders te wees as God dit nie vernuwe nie, as God nie met ons werk nie. Ons het reeds agtergekom, ons steek ons lig weg, of ons is sout wat laf is, want ons leef nie dit uit wat God van ons vra nie. Wat beteken dat God ons denke moet kom vernuwe, sodat ons woorde en ons dade anders is, sodat ek en jy anders kan optree. Hy moet ons kom in staat stel om te lewe soos wat hy wil hê ons moet lewe. 'n lewe wat vir hom aanneemlik is. Want geliefdes, as ons in ons eie krag gaan staan en op onsself gaan staatmaak, gaan ons elke keer in die hek duik. Gaan ons elke keer vir God teleurstel. Gaan ons elke keer die wêreld rondom ons teleurstel. En gaan ons nie 'n lewe van dienslewering leef nie. En daarom moet ons vir God vra om ons denke te bepaal en om ons dade te bepaal en om ons te help om werklik
sout en lig vir die wêreld te wees. Wat is die implikasie dan hiervan? Geliefdes, die implikasie beteken dat ek en jy sal besef dat as ons 'n kind van die Here is, dat ons voltyds in diens van die Here staan. Al het ek en jy 'n ander werk, al is ons 'n rekenkundige of 'n onderwyser of 'n dokter of 'n prokureur, beteken dit nie dat ek en jy nie ten volle in diens van God staan nie. Ek en jy is ook voltyds in diens van God, daar waar ons 'n prokureur is, of 'n onderwyser is, of 'n ma is, of 'n ouma is. Daar moet ek en jy vir God werk in ons omstandighede, daar waar ons leef en werk en is. Daar moet ons sout wees, daar moet ons lig wees. Geliefdes, besef u watter groot impak ons kan maak in die mense rondom ons se lewens, wanneer ons denke vernuwe word, wanneer ons hierdie kop skuif maak om te besef, ons staan voltyds in diens van die Here. Dat ons eerstens 'n kind van die Here is, en dan 'n onderwyser. Dat ons eerstens 'n kind van die Here is, en dan 'n prokureur. En dat die feit dat ons 'n kind van die Here is, dat ons sout en lig vir die wêreld is, ons manier van leef in ons werksituasie moet beïnvloed. Kom ek verduidelik dit. Dit beteken dat as jy 'n motorwerktuigkundige is, dan sal mense dit in jou werk sien. Jy sal nie mense indoen deur ou parte in te sit en hulle dan nuwe parte se pryse te vra nie. As jy byvoorbeeld jou eie besigheid het, dan sal jy 'n goeie kwaliteit diens lewer en jy sal nie mense indoen nie. Jy sal eerlik wees en jy sal trots wees op jou werk. En mense sal agterkom dat jy 'n gelowige is, want dit sal getuig in jou besigheid. En die manier waarop jy besigheid doen, sal getuig dat jy sout en lig vir die wêreld is. Jy sal nie jou besigheidslewe van jou geloofslewe skei nie. Dit wat jy in die gemeente uitleef, gaan ook dit wees wat jy in jou werksplek uitleef. Omdat ek en jy besef dat ons in die eerste plek voltyds in diens van God staan. Ek wil 'n ware verhaal met julle deel om dit te demonstreer. Hierdie verhaal gaan oor 'n onderwyser wat by 'n sekere skool gegee het en wat met die onmoontlikste kinders in die skool sukses behaal het, waar ander onderwysers al probeer het en waar hulle gefaal het, was hy suksesvol gewees. En die skoolhoof het nogal gewonder, wat maak hierdie onderwyser anders as die ander onderwysers? En hy het besluit om hom fyn dop te hou. En die volgende dag het hy ekstra vroeg ingegaan om te gaan kyk wat doen die onderwyser. En toe hy by die skool kom, was die onderwyser reeds in sy klaskamer en die lig was aangeskakel. En die hoof het nader geloop en gaan kyk waarmee is die onderwyser besig. En toe hy nader kom, toe sien hy dat die onderwyser besig is om te kniel by elke kind se bank en om vir hulle voorbinding te doen. Want hy het geweet dat hy sout en lig moet wees vir hierdie kinders wat in duisternis leef, wat se lewens dalk 'n bietjie vrot is, wat se lewens genesing kort kom. En hierdie onderwyser het dit begin uitleef in sy daaglikse lewe. Hy het 'n verskil gemaak in die kinders wat voor hom gesit het se lewens en hy het begin deur vir hulle te bid. Daar het hy begin om die verskil te maak, want hy het geweet dat hy voltyds in diens van die Here staan en dat hy dan na dit 'n onderwyser is. En dis wat die verskil maak, geliefdes, wanneer ons vir God vra om ons denke te vernuwe, om vir ons 'n kop skuif te gee, dan gaan ons eers werklik begin om sout en om lig vir die wêreld te wees. Geliefdes, die vraag wat ons moet vra is, wat is die resultaat van 'n lewe wat getuig en dat ons sout en lig is? Die resultaat daarvan vind ons in vers 16, waar daar staan, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Geliefdes, dit beteken dat ons in ons normale gang van die lewe so behoort te lewe, dat mense God sal prys, omdat ons in hulle lewens is.
omdat ons God se liefde aan hulle betoon, omdat my en jou woorde en dade, die manier waarop ons praat, die manier waarop ons optree vir mense sal wys dat ons God se kind is, en dat hulle die Here daaroor sal prys, oor die liefde wat hulle ontvang, oor mense wat omgee en belangstel en betrokke is in hulle lewens. Hulle sal die Here daarvoor prys, omdat ek en jy die sout en die lig in hulle lewens is. Want dit is wat kerk wees is. Dit is wat dit van my en jou vra, dat ons 'n leefstyl sal leef, wat getuig dat God ons God en Vader is, dat hy ons Here is, en dat ons in sy voetspore volg, dat ons onder sy leiding, onder leiding van die Heilige Gees leef, en dat ons 'n leefstyl van integriteit, eerlikheid en liefde sal uitleef. En dit is waaroor Matteus 5 gaan. Matteus 5 gaan oor 'n leefstyl van liefde vir God, liefde vir ons naaste, en selfs liefde vir jou vyand. So geliefdes, ek wil vanoggend se boodskap afsluit deur vir jou te vra, hoe lyk jou dienslewering? Maak jy 'n impak in die mense rondom jou se lewens? Lyk jou lewe anders as die wêreld se? En is jy werklik sout en lig vir die wêreld? Kom ons daag onsself uit om sout en om lig te wees, om 'n gelowige te wees wat goeie dienslewering lewer. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons gehoor het dat ons net so skuldig staan vandag voor U as enigiemand anders, dat ons nie 'n lewe van dienslewering leef nie, dat ons nie werklik lig en sout vir die wêreld is nie, maar dat ons baie keer laf geword het of selfs ons lig wegsteek, en dat ons dink dit is iets wat ons van tyd tot tyd moet doen of uitleef. Vandag het ons gehoor dat ons eintlik voltyds in U diens staan, en dat ons ander beroep eintlik ons deeltydse beroep moet wees, dat ons in die eerste plek U wil moet uitleef, in die eerste plek sout en lig moet wees in 'n stikkende en seer wêreld, 'n wêreld wat genesing nodig het, 'n wêreld wat lig nodig het om die duisternis te verdryf. En Vader, ons sit met die geheim daarvan, en ons moet dit net deel, ons moet dit net uitleef, maar Vader, as ons op onsself en in ons eie krag moet staatmaak, weet ons gaan dit nie reg kry nie. En daarom kom vra ons dat U ons denke sal vernuwe, dat U die manier waarop ons dink en leef en praat sal verander, sodat ons meer volgens U wil sal dink, leef en praat, sodat ons sal besef dat ons voltyds in die diens staan en dat ons so 'n verskil moet maak, dat ons in die eerste plek 'n kind van U is en in die tweede plek 'n onderwyser is, en dat ons roeping sal uitleef. Ag Vader, en dit geld vir enige beroep. Vader, dat ons in die eerste plek sal leef soos wat U van ons vra, en dat ons dit in gehoorsaamheid sal doen. En daarom kom bely ons vandag ons swakheid, ons ongehoorsaamheid en ons sonde voor U, en ons vra vir U, vergewe ons. Maar ons kom vra ook, help ons Here. Gees van God, leer ons, lei ons, rus ons toe, en help ons om sout en om lig in hierdie wêreld te wees. En nie net vir ons as individue nie, maar ook vir ons as gemeente. Vader, en dan kom bid ons vandag vir elkeen wat siek is, ons dra hulle aan U op, ons vra dat U by hulle sal stil staan, dat U hulle sal aanraak, en Vader, as dit U wil is, dat daar genesing in hulle lewens na vore sal kom. Dankie dat ons hierdie gebed mag bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Leef dan in die week wat kom uit die genade, die vrede van ons Here Jesus, die ewige lig, en wees sout en lig vir die wêreld. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.